weet jy die hele week van Palmsondag af, van Sondag af het ons stukkies met mekaar gedeel en ons het gewerk met 'n aantal gedigte wat ook spesiaal geskryf is. En ek gaan vanoggend ene lees, ook geskryf deur Niels Jackson, met die titel Paaszondag. Dit gaan ook op die bord verskyn soos wat ek dit lees. Langs die graf het twee figure wit geklee eerste woorde aan die boodskap gegee. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Die vroue, oorbluf deur die leë graf, het met die tyding na Petrus gedraf. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Deur die hele streek het mense geluister na hierdie gerig, bakhand gefluister. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Met sy vingers op die verwonde sy, het ook Thomas, die twyfelaar, bely. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Op Pinkster het Petrus vir die massas gesê, dat hierin redding vir die wêreld lê. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. In Tarsus, in Rome, op Markplein en in Sel, het Paulus vir almal die nuus vertel. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. 20 eeue lank dra die kerk die boodskap oor, en vandag laat ons die wêreld weer hoor, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. En dit is met hierdie woorde wat ons weet dat hy opgestaan het, dat hy waarlik opgestaan het, dat ek jou vanoggend groet in die naam van die Vader. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus wat uit die dood uit opgestaan het. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees wat dit 'n realiteit in jou lewe maak. Ons gaan vanoggend by verskeie gedeeltes stil staan, maar een van die hooftekste Lukas 24. So jy kan jou Bybel oopmaak by Lukas 24. Dis daar aan die einde van Lukas, in die Lukas Evangelie, Lukas 24, en ons gaan kyk daar van vers 1 af. Ek wil dat jy vir 'n paar oomblikke sal stil word en dat jy by jouself sal bid ook en vir die Here sal vra om ook vandag in jou lewe in te werk, om ook vandag deur die Heilige Gees jou toe te rus, dalk tot nuwe insig te bring, of dit wat jy alreeds weet net weer vas te maak vandag. Want as jy nie dit wat vandag gebeur, die opstanding Sondag, as dit nie 'n realiteit word in jou lewe nie, dan gaan jy sukkel om jou geloof uit te leef ook. So ek gee vir jou 'n paar oomblikke om net in stilte met die Here te praat. Hemelse Vader, vandag vier ons saam met die hemelwesens, saam met almal wat in die hemel is. Buig ons voor U neer en vier ons die opstanding, dat Jesus Christus uit die dood uit opgewek is. En dat hy sit aan die regterhand van U wat daar in die middel van die hemelse troonsaal is. Here Jesus, dankie vir U gehoorsaamheid en U getrouheid, en dankie dat U ook vir ons die lewe kom gee het, want U is die lewe. Dankie dat U die Gees gestuur het na ons. Heilige Gees, dankie
dat U vanoggend hier aktief werksaam is. En dit is my gebed, Heilige Gees, dat U elkeen sal aanraak vanoggend. Dat U elkeen wat bereid is om hulle lewe oop te stel, dat U met hulle praat, dat U hulle aanraak. Here, dat U vanoggend die bevestiging weer sal gee, dat ons die lewe het. En dat ons die lewe kan gaan leef. Kom praat met ons luister, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ons het die voorreg gehad om hierdie hele week op 'n baie besonderse reis te wees. Ons het begin by Palm Sondag, wat ons gesê het, Jesus kom in Jerusalem ingery op die donkie. En al die mense wat sy eer en sy lof besing het as die koning. En hoe dit ewe skielik verander het, en ons sien in die week het ons het gesien hoe alles verander het. En hoe mense, 'n klomp mense wat dalk eers sy lof en eer besing het, hoe hulle heeltemal teen hom gedraai het. En op die ou ende saam met die fariseërs en saam met die priesterhoofde geskree het, kruisig hom, kruisig hom. En dit het inderdaad gebeur. En dan het ons gister die stil Saterdag gehad, wat gekenmerk is seker deur verwardheid onder die disippels, onder die mense wat naby aan Jesus was. Jesus se woorde, alles wat hy gesê het, was net ewe skielik eintlik vergete gewees oor die grootsheid van hierdie moment dat hulle sien dat hy moet sterf aan 'n kruis. En daar val alles eintlik net eenvoudig plat. En is 'n warboel van gedagtes by hulle wat hier op aarde is. Maar weet jy wat gebeur in die geestesruimte op daardie Saterdag? Dis 'n grootsheid wat gebeur, dis 'n oorwinning wat gebeur, want op daardie Saterdag het Jesus gegaan, en Hebreërs sê vir ons baie duidelik dat Jesus gegaan het, na die hemel self ingegaan het, en die bloed, sy offerbloed aan die kruis, het hy voor daardie hemelse troon gebring, voor God gebring, en as dit ware vir God gesê, is hierdie goed genoeg? En God het gesê, dit is goed genoeg, ek aanvaar jou offer, die volmaakte offer van een mens wat namens 'n ander mens gesterf het. En omdat God daardie offer van Jesus, die offerbloed, aanvaar het, is daar vir my en jou vergifnis, sê Hebreërs 9, daarvan vers 24 vir ons. Hy sê in vers 26, deur sy offer is die sonde weggeneem. So deur sy offer is daar vir my en jou die moontlikheid om ontslae te raak van ons sondes. Maar dis nie al wat gebeur het nie. Weet jy wat gebeur nog? Kolossense sê dit vir ons so mooi. Kolossense 2 vers 14 en 15 sê vir ons, en Paulus skryf daaroor, as hy dit sê, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, toe hy sy offerbloed gebring het. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. En hoor wat sê vers 15, Kolossense 2 vers 15, hy sê, hy het elke mag en gesag ontwapen, deur hulle in die openbaar te vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. So wat het gebeur Saterdag? Christus, toe die offerbloed aanvaar is, het Christus gegaan op 'n triomftog in die geesteswêreld. En hy het vir Satan gesleep in die geesteswêreld, soos wat hulle destyds gemaak het met die konings. As een koning 'n ander koning oorwin, dan sleep hulle hom in die strate, om te wys, ons het hom oorwin. En dit is wat Jesus gedoen het met die duiwel. Hy het hom in die geesteswêreld rondgesleep en vir almal gewys, ek het hom oorwin. En dis die oorwinning. En die Sondagoggend gebeur alles, kom die realiteit van dit wat in die geesteswêreld gebeur het, die oorwinning oor die duiwel, word 'n realiteit vir my en jou, die Sondagoggend. En dis hoekom ek en jy vandag hier kan sit, want is 'n realiteit vir my en jou. So ek wil vanoggend sommer net hier in die begin vir jou sê,
as jy in Jesus Christus glo, dan hoef jy hoef nie vasgebind te wees deur die duiwel nie. Die duiwel hoef jou nie vas te bind in hierdie lewe en te keer dat jy voluit leef nie. Want die sterker ene behoort aan jou. Die sterker ene kom woon in jou. En kom ek vat jou na Lukas 24 toe. In Lukas 24 het ons dit wat gebeur daardie Sondagoggend. Lukas 24 van vers 1 af is die verhaal, jy kan dit rustig ook by die huis gaan lees. Het die vroue, daar staan die Sondagmôre baie vroeg, het die vroue na die graf gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. En daar kry hulle net, toe hulle na die graf toe gaan, het hulle geloop, en as jy na die ander evangelies gaan lees, dan het hulle gewonder, wie gaan hierdie groot klip vir ons wegrol, sodat ons Jesus se liggaam kan smeer. En toe hulle daar kom, toe is die klip weggerol. En daar is geen liggaam nie. En terwyl hulle nog daar staan, verskyn daar 2 manne in blink klere, sê vers 4, daar by hulle. Maar hoor wat sê die manne vir hulle. Die vrou het natuurlik groot geskrik en na die grond toe gebuig, maar dan sê die manne vir hulle, einde vers 5, waarom soek julle die lewende by die dooies? Baie belangrik. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood uit opgewek. En dan sê hulle, hoorie, kom ek verfris gou julle geheue, sê hierdie 2 manne vir die vroue. Onthou julle nie, wat het hy eintlik gesê nie? In vers 7, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense. Hy moet gekruisig word. En op die 3de dag moet hy opstaan. So, en dis asof toe hierdie manne dit sê, asof daar ietsie aangaan. Asof die gloeilamp aangaan. O, dis wat hy gesê het. Ek onthou met Lazarus. Toe het hy gesê, maar hy is die opstanding en die lewe. O, nou begin die goed sin maak. En dan word daar vir hierdie vrouens gesê, onthou 2 goed word gesê, en dit word herhaal by die ander. Die eerste ene is dat hy lewe. Hy is die lewende ene. Die tweede ding wat dan vir hulle gesê word is, gaan vertel dit. Gaan vertel vir die ander, gaan vertel dit vir die disippels, dat hy lewe, dat hy nie dood is nie. Goed, en dan kom ons by ons volgende verhaal, die Emmausgangers, wat net op pad is daar na Emmaus toe. En dan sluit Jesus by hulle aan. En Jesus hoor waaroor hulle praat, en daar's 'n gesprek, en hulle sê vir Jesus, maar het jy nie gehoor nie, van al die gebeure nie, waar was jy gewees, van hierdie Jesus, wat gekruisig is, en alles. Maar vers 25, Lukas 24 vers 25, toe sê Jesus vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, en wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly, om in sy heerlikheid in te gaan nie? So menende, het julle nie gekyk wat julle geskrifte sê nie? Het julle nie julle geskrifte mooi gelees nie? Want as julle dit mooi gelees het, sou julle gehoor het, en sou julle raak gelees het, dat hierdie Christus kom, die Messias kom, dat hy sou sterf vir die mense, maar dat hy ook in heerlikheid sou opgaan, dat hy as het ware dan nou opstaan uit die dood. Maar dis eers toe hy saam met hulle aan tafel sit en die brood begin breek, wat die liggie aangaan, en wat daar 'n klokkie lui en sê, hierdie is Christus wat die nagmaal ingestel het, en dis hy hier, hy lewe, en wat gaan doen hulle? Omdat hy lewe, gaan vertel hulle dit vir die ander. En dan kom ons die 3de verhaal in Lukas 24, het ons te maak met die disippels, wanneer Jesus aan die disippels verskyn. En dan sê hy vir hulle net in vers 38, sê hy vir hulle, waarom is julle dan so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Julle glo nie wat julle sien nie, dit is ek, Jesus, wat saam met julle gewandel het. En dan skryf hy, belangrike goed staan daar geskryf in vers 45, kom ons lees daar saam.
Vers 46. Verder sê Jesus toe vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. So wat kom sê Jesus hier vir die disippels? Hy sê vir hulle eerstens, onthou dat die Christus moes ly. Hy moes sterf aan die kruis. Hoekom moes hy sterf aan die kruis? Sodat deur sy bloed daar vir ons, vir die mensdom vergifnis kon kom. Deur een mens se sterwe het daar vergifnis vir almal gekom. So dit is die eerste ding, maar hy sê ook dan, hy moes opstaan. Opstaan beteken oorwinning oor die bose. Dat daar mag en majesteit is. En dan sê hy vir hulle, okay, omdat daar vergewing van sondes is, omdat daar oorwinning oor die bose is, wat staan julle nou te doen as disippels? Hy sê, nou moet julle gaan en ook gaan vertel. Maar as julle vertel, is daar mense wat tot geloof gaan kom. En dan moet julle hulle bring binne die koninkryk van God. Julle moet vir hulle vertel van my, wat ek gedoen het, dat hulle my nodig het. Want ek lewe. En in my is daar lewe. En hy sê, maar weet jy wat is die beste van alles? Ek gaan dit nie aan julle self oorlaat nie. Ek gaan vir julle iemand stuur, en dit is die Heilige Gees. En daarby gaan ons bietjie oor Pinkster, sal ons mooi daarby stil staan, hierdie jaar, oor die Heilige Gees wat gekom het. Onthou julle so 'n paar weke terug, het ons mekaar gesê, wat staan in Genesis 1 vers 1? Kom ek herinner jou, daar heel in die begin, Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, die aarde was heeltemal onbewoonbaar en dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Sonder dat daar, ons weet nou al dat die son en die maan en die sterre eers later gemaak is, maar God het gesê, daar is lig. En hoor wat sê hy, God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. As ons mooi gaan kyk, as jy mooi daarna gaan kyk, sal jy sien dit het te doen ook met die geesteswêreld. Dat hy lig en donker van mekaar geskei het. Want as ons Johannes 1 vers 1 lees, dan sê hy in Jesus, 1 vers 4, in Jesus was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. En hoor wat sê hy, die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So die duisternis kon nie die lig uitdoof nie. So die duisternis kan nie God oorweldig nie. Die duiwel kan nie vir Jesus oorweldig nie. En dit het gebeur by die opstanding. Wat Jesus die duiwel op 'n triomftog geneem het. En ek en jy pluk die vrugte daarvan vandag. Dat ek en jy vanuit die oorwinning moet leef. So my vraag is, leef jy vanuit die oorwinning uit? Hy lewe. Dis die sleutel van ons evangelie, die feit dat hy gesterf het, maar dat hy ook lewe. Dis die goeie nuus. Dis die goeie nuus wat ons moet gaan oorvertel. Om vir mense te sê dat hy lewe, en omdat hy lewe, kan jy ook lewe. En dis 'n ander vorm van lewe waarvan hy hier praat. Kolossense 2 vers 10 skryf Paulus, hy sê, omdat ek in Jesus Christus glo, hy gebruik net 'n ander woord daarvoor, hy sê ek is nou verbonde aan hom. Hy sê, omdat ek verbonde is aan hom, daarom deel ek in sy volheid. So omdat ek in hom glo en verbind is aan hom, hy in my, ek in hom, dis wat Johannes sê, hy sê daarom kan ek en jy weet dat ons lewe ten volle. Dat ons lewe met oorwinning.
ek het dit goed gedink om bietjie daarna te gaan kyk vanuit die Johannes Evangelie. Want dalk wat nou as ons soos die vrouens of soos die Emmausgangers of soos die disippels dalk vergeet het dat Jesus is lewe. Dan moet ek jou mos sekerlik daaraan herinner vandag dat Jesus lewe is. En dat jy dit moet eien vir jouself, omdat jy sy kind is. En omdat jy dit eien vir jouself, daarom lewe jy daarvan uit. Ons gaan kom by die praktiese goed. Daar in Johannes 1 vers 4 en 5 het ons nou gelees. Maar hoor net weer mooi wat sê hy. Hoor dit mooi. Hy sê in Jesus was daar lewe. En as hy praat van hierdie lewe, is dit nie net om te leef hier op aarde nie. Dis geestelike oorwinning. Dis lewe soos wat God aanvanklik bedoel het, toe hy Adam en Eva gemaak het, daardie lewe, die lewe in volheid, die lewe in sy totaliteit, sodat daar heerskappy kan wees. Hy sê in Jesus, toe Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, was die lewe, daardie lewe was reeds in hom gewees. En hierdie lewe het vir die mense die pad gewys, watter pad hulle moet stap. En hy sê hierdie lewe skyn eintlik in die duisternis, daar waar die duiwel is, daar waar die duiwel ons lewe wil vernietig. Hy sê nee, die lewe is in Jesus, en omdat ek in Jesus is die lewe in my ook. En daarom kan die duiwel my nie vernietig nie. As jou Bybel oop het, maak gou oop by Johannes 5. Johannes 5 vers 21. En dan kyk ons gou daarvandaan af. Johannes 5 vers 21 sê, soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Nou as hy daar praat in Johannes 5 van die dooies, dan is dit nou nie mense wat nou reeds, ons kan seker sê mense wat reeds dood is, maar hy sê mense wat geestelik dood is. Mense wat onder mag en heerskappy is van die Satan, is dood, is geestelik dood. Die loon van die sonde, sê Paulus, is die dood. Nou hy sê, soos die Vader wek dooies op, hy kom gee vir mense, wat vasgevang is in die greep van Satan, wat in die koninkryk van hierdie wêreld behoort, as hy hulle daar uitvat, dan gee hy vir hulle lewe. Hy gee vir hulle sin en betekenis. Hy sê, so maak die Seun ook lewend wie hy wil, Jesus Christus. En dan vers 24, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Het daar die lewe, né? Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies, dis nou hierdie ongelowiges waarvan hier gepraat word, die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee sal lewe. En wie moet hierdie stem gaan oordra? Ek en jy moet dit gaan oordra, want vir die vrouens is dit gesê, vir die Emmausgangers is dit gesê, vir die disippels is dit gesê, en dis my en jou opdrag ook in hierdie lewe, dat ek en jy moet gaan vertel dat Jesus die lewe is, vir die ongelowiges. En as jy dit vir die ongelowige vertel, dan kry hy lewe. Hy word deel van die koninkryk van God. Jesus het daar in Johannes 6 het hy gesê, vers 56 en 57 sê, wie my liggaam eet, so dit wil sê wat my woorde inneem, wat deel kry aan my en my bloed drink, wat in my glo, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. So as ek in Jesus glo, as ek sy woord lees, en vanuit hom leef, dan gaan ek lewe. Johannes 6 vers 63 sê, wie is dit wat lewend maak? Hy sê, dis die Gees. Dis die Gees wat lewend maak. Wat sê Jesus vir sy disippels? Jesus sê vir sy disippels, wag vir die Gees.
Want as die Gees oor julle kom, gaan julle krag kry en dan gaan julle uit en julle gaan verkondig. Jy gaan nie uit en verkondig op jou eie krag nie, omdat jy slim en intellektueel is nie. Hy sê nee. As jy 'n geestelike verskil in iemand se lewe wil maak, dan moet jy werk met die beginsels van die Gees. En dis hoekom hy vir jou sê, die Heilige Gees. Wag vir die Gees, want die Gees maak lewend. En dis hoekom die Heilige Gees ook uitgestort is oor almal, want ons oor alle gelowiges, wedergebore kinders van God het die Heilige Gees. En dan kan ons uitgaan en ons kan gaan lewe spreek. Want die Gees werk deur ons. Dis nie omdat ek en jy so oulik is nie. Dis die Gees wat dit doen. En hoe vinniger gelowig is, hoe vinniger ek en jy dit besef, dat wanneer ons besig is met godsdiens, dat dit nie net blote ritueel is nie, maar dat dit 'n verhouding is. En vanuit hierdie verhouding uit, het ons die Heilige Gees gekry wat ons moet help. Jy doen dit nie op jou eie nie. Die Heilige Gees moet jou help, jou toerus, sodat dit jou vaardig maak en jy kan uitgaan en lewe kan gaan spreek en mense van Jesus vertel. Die Gees gee lewe, sê Johannes 6:63. Want dit sluit aan by dit wat Jesus gesê het, toe hy daar in Johannes 7 gepraat het, toe hy sê, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê. Wat gebeur as ons in Jesus Christus glo? As ons lewe oorgegee het aan hom, myself leeg gemaak het, dan kom woon die Gees hier binne in my. Heilige Gees kom woon binne in jou. En hoor wat sê hy, wat doen die Heilige Gees eintlik? Hy sê, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Wat het die vrouens gehoor? Wat het die Emmausgangers gehoor? Wat het die disippels gehoor? Gaan en vertel. Moenie stil bly oor hierdie opstanding nie. Vertel dit. En nou sê hy vir jou strome lewende water. Jy gaan net vertel van hierdie lewe. Jy gaan nie net dit vertel nie, jy gaan dit lewe ook. Hy sê strome lewende water sal uit sy binneste uitvloei, so 'n persoon. Hiermee het hy na die Gees verwys. So, dis kan ons die afleiding maak, of tot die slotsom kom. Dit is eintlik baie onverantwoordelik, om uit te gaan en die koninkryk te wil gaan uitbrei sonder die werking van die Gees, sonder afhanklikheid van die Heilige Gees. Jesus sê self, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy. En elkeen wat lewe, wat hierdie lewe het, en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Hy sal nie. En dis die sekerheid wat ons het. Wanneer Paulus oor al hierdie goed, want Paulus is die ene wat daaroor skryf, wanneer Paulus oor al hierdie goed begin skryf, dan sê hy vir jou, omdat Jesus opgestaan het en ek glo in Jesus, kom vergewe hy my en kom herstel hy my, dat ek, volgens Romeine 5:17, dat ek lewe met die heerskappy wat hy aanvanklik vir my bedoel het. Dan kan ek met autoriteit leef. Julle, dit het tyd geword dat ons met die autoriteit leef, met die opstandingsautoriteit. Onthou, daar was 'n kruis, en die kruis is baie belangrik, maar daar's 'n opstanding. Daar's 'n uitstorting van die Heilige Gees. En ons lewe in hierdie bedeling. Onthou wat het ons op Goeie Vrydag vir mekaar gesê? Jy het 'n nuwe navigasiesisteem gekry. Wat God gesê het, Jesus gesê het, kom luister net na my stem. En as jy na my stem luister, dan begelei ek jou. In gehoorsaamheid. As jou Bybel oop het, wil ek jou gou vat net na 1 Korintiërs 15 toe. 1 Korintiërs 15 vers 45. Wanneer Paulus, die hele 1 Korintiërs 15 gaan oor die opstanding, so is 'n baie belangrike hoofstuk rondom die opstanding en rondom die evangelie. Hy praat ook maar net dan verder oor die opstandingsliggaam. Maar ek wil net vir jou dit illustreer,
wanneer hy praat van lewe, dan is dit nie die lewe dat ons hier rond beweeg nie, maar dis 'n lewe in God. Die Grieks praat van die Zoe lewe. Vers 45, 1 Korintiërs 15:45, so staan daar ook geskrywe. Die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het 'n lewendmakende gees geword, wat jou gees weer kom herstel. Want die sonde het dit doodgemaak. En Jesus kom herstel jou gees, sodat, wat sê hy vir die vrou by die put van Jakob? Hy sê, julle gaan my van nou af in die gees en in waarheid aanbid. So hy kom herstel jou gees, sodat jy hom op die regte wyse kan aanbid. Hy sê die laaste Adam, dit is Jesus, het die lewendmakende gees geword, hy kom lewe maak. Dis hoekom ek voor Jesus moet buig en my lewe vir hom moet gee. Want as ek dit doen, dan kom maak hy my gees nuut. Hy kom verander my. En ek leef die opstandingslewe. Hoor net wat sê hy hier, vers 50. Wat ek bedoel, broers, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. So wat sê hy, wie kan aan die koninkryk van God deel kry? Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. So wat Paulus hier kom sê is, jy moet tot bekering kom, om aan die koninkryk van God deel te kry. Anders te kry jy nie deel aan die koninkryk van God nie. Jy moet daar die nuwe lewe kry. En die nuwe lewe kry ek net in Christus, as ek in hom glo. Paulus was die ou wat vir ons kom skryf het en gesê het, goed, as hierdie goed dan nou waar is, as Jesus lewe, hy het opgestaan, hy's lewe, ons word herinner aan alles wat hy in Johannes gesê het, en nou hoor ek moet dit gaan vertel, ek moet dit gaan leef, dan sê Paulus vir ons, hoe moet ek hierdie goed leef? En Paulus bid so mooi gebed daar in Efesiërs 1, wat hy net sê, ek bid dat hy julle geestesoë, Efesiërs 1 vers 18, ek bid dat hy jou geestesoë verhelder. Sien, nie meer gewone oë nie. Ons werk met die geestesrealm. Jou geestesoë sal verhelder. Dat Jesus kom, hy het ons gesê, ons het deel geword van die nuwe bedeling. En in die nuwe bedeling het hy gesê, in die nuwe verbond het hy gesê, ek gaan jou help. Jy's nie op jou eie nie. Nou sê hy, ek bid dat hy jou geestesoë sal verhelder. Hoekom? En om so aan jou openbaar, dat jy hom leer ken, dat jy groei in die verhouding, dat jy hom werklik kan leer ken in hierdie verhouding, hierdie geestelike verhouding kan groei. Julle geestesoë so verhelder, dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in sy heerlike erfenis, né? En vers 19, hoe geweldig groot sy krag is, hierdie opstandingskrag, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in jou wat jou lewe oorgegee het aan Jesus Christus. Daai krag is in jou. Jy hoef nie daar te wonder nie. Dis in jou. My vraag is, kan mense dit sien? Hoor mense dit as jy praat, of jy die opstandingskrag in jou het? Kan mense dit sien, kan hulle dit hoor, as jy praat oor die land? As jy praat van ander mense, of oor ander mense? Sien hulle iets daarvan? Want jy is juis verander. Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 10, hoekom is jy verander? Om jou lewe te wy, jy's nou verander, om jou lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy jou bestem het. Want toe jy tot bekering gekom het, toe jy die opstandingslewe in jou gekry het, die nuwe lewe, het jou prioriteite geskuif.
het God gesê, goed, ons herskryf jou prioriteite. En dis wat nou moet gebeur. Wat moet my gesindheid regtig wees? Ek sluit af. En ek vat jou na Filippense 3 toe, van vers 7 af. Hoor, wat moet jou gesindheid wees? Nou dat ons gehoor het, Jesus leef, ons glo dat hy leef, dat die opstandingskrag in ons is, en sommige van ons sê dalk vanoggend hier, maar Here, ek ervaar dit nie altyd nie. Somtyds kom klap die lewe my, dat ek plat lê. Somtyds weet ek nie watter kant toe nie. Dan voel dit vir my asof die opstandingslewe nie in my is nie. Somtyds sukkel ek met die versoekings wat na my kant toe kom, en somtyds soek ek voor daardie versoekings, en doen ek die verkeerde ding. En dan is ek sommer net op die punt af kwaad vir myself, omdat ek aan daai versoekings toegegee het. Dan voel dit vir my, ek verraai U. Hoe moet ek hierdie goed leef? En Paulus kom sê vir ons, goed, ons is mense. Maar kom ons kyk, wat kan ons doen? Waarna moet ek en jy streef om regtig waar hierdie lewe wat Christus in ons gewek het, om hierdie opstandingslewe te leef? Hoor wat sê hy, wat 'n raad gee hy vir ons? Hy sê vir jou in vers 7, Filippense 3 vers 7. Hy sê, my lewe wat ek gehad het, wat eers vir my 'n bate was, wat vir my waardevol was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. So hy sê, Christus het my prioriteite kom verander. Toe ek 'n nuwe lewe gekry het, het my prioriteite kom verander. Hy sê, ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, my Verlosser, te ken, oortref alles in waarde. Hy sê, om in die verhouding met Jesus te groei, oortref alles. Daar's niks beter as dit nie. En dis waarna ek wil strewe. Hoor wat sê hy? As jy na die oorspronklik gaan kyk, hy sê nie, net om Christus te ken, om te weet van hom nie. Nie net om Sondag na die kerk toe te kom nie. Hy sê nee, om in verhouding met hom te groei. En as ek in verhouding met Christus wil groei, dan lees ek sy woord. Ek praat met hom gedurig deur die dag, want so groei ek in die verhouding. Hy sê, dit word my passie. Kom ons gaan aan. Hy sê, ter wille van hom, het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik. Nou, hy gebruik daar baie sterk woord as hy praat van verwerplik. Hy gebruik 'n woord wat sê eintlik dis vullis. Soos die Engels sal sê, dis rubbish. Hy sê ek beskou alles dan as vullis. Want Christus oortref alles. Sodat ek Christus as die enigste bate, die skat, die wins kan kry. En een met hom kan wees. Hoor wat sê hy dan? Vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Vers 10, al wat ek wens, is om Christus te ken, om in daai verhouding met hom te leef, en meer van hom te leer. En dan, sê hy, die krag van sy opstanding te ondervind, daai nuwe lewe, die oorwinning te kry. Hy sê, as jy sukkel, dis wat Romeine 8 sê, as jy sukkel in die lewe, met 'n klomp goed, hy sê, dan kom daar oorwinning deur die krag van Christus. Deur die Gees kan daar oorwinning kom, want jy het die opstandingskrag in jou. So jy hoef nie voor te sukkel daarmee nie. So hy wil graag die opstandingskrag ondervind. En deel hy aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan sy opstanding. En in vers 12 sê hy, ek span my in om al hierdie goed myne te maak. Ek maak my los van wat agter is, maar ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom. Dis opstanding Sondag. Jy het gehoor, Jesus lewe. Dis 'n feit. Ons weet, omdat ons kan terugkyk, ons weet dat die Heilige Gees uitgestort is. So die Gees wat lewe gee, is uitgestort. Jy kan vanoggend hier sit, en jy kan die goed weet.
Maar dis nie te sê jy het dit aanvaar nie. Jy het dit deel gemaak van jou nie. Mag ek vir jou vra, het jy die Gees wat lewe gee in jou? Het jy dit? As jy dit het, gebruik dit. Gaan leef dit. Leef in afhanklikheid van die Gees. Gaan lees Romeine 8 op jou eie tyd. Gaan lees dit. Gaan leef in afhanklikheid van die Gees. En laat toe dat jy ook 'n getuie wees. Laat toe dat die opstandingskrag al hoe meer in jou na vore kom. Maar dalk sit jy vanoggend hier en jy twyfel en jy weet nie of jy die Gees het nie. Jy weet nie of jy regtig die lewe in jou het nie. Jy leef, maar of jy die lewe het nie. En as jy vanoggend daar twyfel, wil ek hê dat jy saam met my sal bid. Net daar waar jy sit. Bid die gebed saam met my. En maak seker dat jy die lewe het. En dan kan jy vanoggend daar die lewe kry. En dan kan jy dit begin uitleef, daarna strewe. En dan kan jy die opstandingskrag in jou lewe begin sien. Bid saam met my vanoggend. Here, ek het vanoggend gehoor dat U die opstanding en die lewe is. Dat dit U hartsbegeerte is om lewe te gee. Om nuwe lewe te bring. Here, hier is ek in die kerkgebou en ek weet U sien my raak. En ek weet U gee lewe. Ek kom bid dat U my kom skoon was, vergewe my oortredings. Dankie dat ek weet dat Jesus aan die kruis vir my ook gesterf het. En daarom gee ek my lewe oor aan hom. Kom was my skoon, kom reinig my van alle ongeregtigheid, sodat ek as regverdige voor U kan verskyn. Here Jesus, gee lewe in my, asseblief, sodat ek daardie opstandingskrag kan uitleef. Heilige Gees, kom neem U die beheer oor en lei my lewe. Ek wil in afhanklikheid van U leef, voluit. In Jesus naam bid ek dit. Amen.